Hi, goeienaand almal. My naam is Mariska Susan. Ek dink ons kan maar wegspring met die webinar. So die van julle wat my nie ken nie, my naam is Mariska Susan. Ek is die eienaar van Susan Co Accounting. En ja, so baie welkom hierso vanaand. Dankie dat julle die tyd uitgekoop het om alles te leer van wat jou familie nodig het. En sodoende gaan julle verseker dat julle en julle geliefdes beskerm is in moeilike situasies. So ek wil sommer net 'n indikasie kry of julle almal my skerm sien. Julle kan sommer net vir my 'n reaction wys om net 'n indikasie te kry of julle my skerm kan sien. Alright, baie dankie. Alright, so eerstens wil ek net vinnig noem die vrywaring. Ek is 'n professionele rekenmeester, maar ek is nie 'n prokureur, finansiële adviseur, makelaar of 'n gesertifiseerde spesialis in al die velde waaroor ek gaan praat nie. Alles is net gebaseer op my ondervinding as rekenmeester en ek gee glad nie en dit vervang glad nie professionele regsadvies of finansiële advies nie. Hierdie inligting word dus net verskaf met die begrip dat ek nie besig is om regs of ander professionele advies te lewer nie, en indien regsadvies of ander kundige professionele bystand benodig word, behoort die dienste van 'n bevoegde professionele persoon ingeroep te word. Verder, waar wetlike dokumente opgestel of in plek gestel moet word, is dit belangrik om die relevante instansies en professionele persone te raadpleeg. So al die inligting waaroor ek nou gaan gesels is slegs vir opvoedkundige en algemene inligtingsdoeleindes en moet nie as regs of finansiële advies beskou word nie. Hier is net 'n vinnige inhoudsopgawe wat ons vandag gaan oor praat. Dit is die doel waarvoor ek die webinar geskep het en dan gaan ek so elkeen verduidelik vir julle. So dan wil ek net eerstens sê, ek gaan in Afrikaans en Engels praat, aangesien baie van die terminologie ongelukkig tans net in Engels is, en omdat dit baie makliker is om meestal van die goeders in Engels weer te gee vir die relevante instansies, soos byvoorbeeld vir banke en vir prokureurs en so aan. So die doel van die webinar is om alles tot eer van God en volgens sy wil te doen, want ons almal het 'n doel op aarde en hierdie is volgens sy doel wat ek hierdie vir julle wil gee, en ook om julle te bemagtig om julle admin en finansies en huishoudelike sake in orde te kry, met die doel om julle gesinne te beskerm en 'n stabiele en veilige toekoms te verseker. So ek wil net vinnig breedvoerig vir julle verduidelik waaroor al die gepaardgaande dokumentasie gaan. So ek het 'n vooraf opgestelde rooi leer opgemaak, waarin alle fisiese en oorspronklike dokumentasie geliaseer kan word, byvoorbeeld paspoorte, huwelikskontrakte, COC's van jou huis ensovoorts. So baie mense praat ook van 'n lewensleer. So nou sal baie mense vir my sê, Mariska, hulle het al 'n lewensleer, so hierdie is nie vir hulle nie. Volgens my is dit nog steeds vir julle, want daar is soveel inligting en dokumente wat in plek moet wees. En jy gaan dit eers uitvind, nadat jy hierdie gedoen het, of wanneer daar iets gebeur en jy is nie gereed vir daai situasie nie. So wat ek voorstel, as ons nou hier is en jy sê, okay, jy het 'n rooi leer of jy het 'n leer in plek, jy wil nie eens verder luister nie, luister verder, maak seker nog steeds, jy het al die inligting, om seker te maak, jy het al die dokumente in plek in jou huidige leer. Dan het ek bykomend tot hierdie, het ek ook Excel templates opgestel, waar verskeie ander inligting ingevul kan word, byvoorbeeld lys van begrafniswense, versekerde huishoudelike items, lys van adviseurs met hul kontakbesonderhede ensovoorts. Dit het ek gedoen om dit so maklik as moontlik te maak, want daar is soveel inligting wat belangrik is en in plek moet wees, maar waar begin jy? So ek het dit so maklik as moontlik gemaak in 'n Excel template wat ons nou vinnig gaan deurgaan. Julle sal 'n duideliker prentjie kry hiervan, soos wat ek deur die inligting werk. Hierdie is alles gefokus op individue en nie op maatskappye of trust nie. So, kom ons gaan na die volgende toe. So eerstens wil ek ook vinnig verduidelik die doel van dit volgens 'n Bybelse beginsel in Jesaja 38 vers 1 tot 3 staan.
In die tyd het Hiskia ernstig siek geword. Die profeet Jesaja, seun van Amos, het na hom toe gekom en gesê, so sê die Here, sê vir jou gesin wat jou laaste wense is, want jy gaan sterf, jy sal nie langer lewe nie. Toe draai Hiskia sy gesig na die muur toe en hy bid tot die Here. Ag, Here, neem tog in ag dat ek voor U in trou en met volle oorgawe geleef het en dat ek gedoen het wat reg is in U oë. Hiskia het bitterlik begin huil. Spreuke 16 vers 1-3 sê ook, 'n mens kan sy voornemings hê, maar die laaste woord daaroor kom van die Here af. Die mens maak sy planne in sy hart, maar die finale woord kom van die Here. In sy eie oë is alles wat 'n mens doen reg, maar die Here ondersoek die gesindheid en die motiewe. Laat wat jy doen aan die Here oor, dan sal jou voornemings of planne geluk. So hierso wat ek ook gesê het is, almal se lewe op aarde is so tydelik en tot die Here het vir ons gesê, maak seker al jou begrafniswense en al jou finansies en jou administrasie is in orde. So wie is ons om te sê nee, ons gaan nie nou daaroor dink nie, ons wil nie nou oor die dood dink nie, so ons goede gaan nie in plek wees nie. Wat veroorsaak dit? Jou finansiële sake en jou admin is nie in plek nie, en wat veroorsaak dit? Laat jou gesin nie in dit gaan veroorsaak dat daar admin chaos is, die oomblik wat jy nie meer daar is nie, want hulle gaan nie weet waar alles is nie. So hierso wil ek vir julle net wys, hoe ek vir julle probeer help het om julle finansies en julle administrasie in plek te kry, vir as daar iets met julle gebeur, en dis nie 'n kwessie van as nie, dis 'n kwessie van wanneer, want ons almal weet ons lewe op aarde is so tydelik. Dan het ek 'n controllerlys gemaak. Ek gaan nou vir julle 'n voorbeeld wys van wat as julle my templates gaan koop na die tyd, soos wat ek in die advertensie ook gesê het, hoe dit gaan lyk en hoe dit julle gaan help om julle administrasie in plek te kry. So dis vir noodsaaklike dokumente om al jou belangrike dokumente bymekaar te bring en te organiseer. Dit is belangrik om alles goed georganiseer te hê, sodat jy dit maklik kan vind wanneer jy dit nodig het. Wanneer jy dokumente organiseer, stel ons voor dat jy 'n drievoudige benadering gebruik, naamlik fisies, rekenaar, as ook op die cloud. So baie mense sê vir my, hulle hou nie meer van fisiese dokumente nie, maar daar is tog egter sekere dokumentasie waarvan die oorspronklike dokumente nodig kan wees. Byvoorbeeld jou COC's, jou bouplanne, jou huweliksertifikate, en dan ook wanneer daar iets met jou rekenaar gebeur, jou harde skyf groet dalk, jou laptop word gesteel, dan het jy nog jou fisiese leer. En byvoorbeeld as jou fisiese leer dalk brand of gesteel word, is dit dalk nog op die cloud. En dan die cloud is ook baie belangrik, so jy moet al hierdie gebruik, en die cloud is byvoorbeeld die derde opsie wat ons aanbeveel. So hier gaan ek vinnig vir julle wys hoe lyk my Excel templates. So as iemand net vir my indikasie kan gee of julle 'n Excel templates nou sien. Okay, dit lyk of julle dit kan sien. Okay, baie dankie daarvoor. So hierso is hoe die begin van my Excel templates lyk, met 'n sheet index van alles wat hierin is. So ek gaan nou nie deur alles gaan vanaand nie, ek gaan net die belangrike goed bespreek. So ons gaan nou eers na die essential document checklist toe. So as jy hierop klik, dan maak hy vir jou hierdie checklist oop van al die inligting wat vir jou belangrik is om in jou fisiese leer te hê, op die cloud en op jou rekenaar. Byvoorbeeld jou persoonlike dokumente, jou ID, paspoort, geboortesertifikate, voorhuwelikskontrak, huweliksertifikaat, doodsertifikaat, L&D-rekeninge, afskrif van jou bestuurslisensies, afskrif van jou orgaanskenkerkaartjie, en so gaan jy aan. En soos wat jy aangaan, want hierdie is 'n proses. Dit gaan nie oornag gebeur om al jou admin in plek te kry nie, dit gaan tyd vat. Maar soos wat jy aangaan, en jy weet, okay, jou ID-dokument is in jou fisiese leer, dit is op jou rekenaar ingescan en is op die cloud, dan kan jy daai blokkie klik, dan is dit checklist, dan weet jy, okay, volgende maand, jy het hierdie goed ook op jou rekenaar gesit, op die cloud in jou fisiese leer, okay, jy gaan aan, dan kry jy eers weer oor 'n maand tyd om jou admin in plek te kry,
dis okay, julle moet grace op julleself, hierdie is nie iets wat oornag gaan gebeur nie. Dan weet jy, okay, jy daai in plek, okay, jy weet hierdie en hierdie en hierdie moet ook in plek wees. So al hierdie dokumente moet, en dit is die minimum dokumente wat in plek moet wees vir jou geliefdes om presies te weet wat aangaan in jou lewe. So dan gaan ek gaan nou nie alles vir julle lees nie, maar julle kry die idee van hoe baie dit eintlik is en dis net die minimum. En hoekom ek dit op Excel gedoen het, is om dit vir julle so maklik as moontlik te hou, want dis nie 'n one size fits all nie. Jy het byvoorbeeld baie ander goeders wat jy ook apart wil wys, dan kan jy net maklik hierso 'n lyn insit, maak dit nommer 8 en daar gat jy. So hierso is die Essential Document Checklist, en dan as jy deur die hele checklist gegaan het, kan jy na die index sheet toe gaan, jy klik daar, en dan weet jy, volgende gaan jy na die res toe. Okay, die volgende ene is praktiese stappe wat jy moet doen nadat 'n geliefde oorlede is. So, hier het ek 'n lys saamgestel van praktiese stappe wat uitgevoer kan word na die afsterwe van 'n geliefde. Opgedeel in kategorieë soos per die template. So dan gaan ons hierso gaan kyk na practical steps. So ek gaan nou nie al daai lees nie, maar ek gaan net vinnig vir julle wys waaroor dit gaan. So hierso kan jy op byvoorbeeld jou family goals and aspirations doen, en alles is gekoppel aan 'n Bybelversie. Het jy guardians in plek, want as jy dit nie in plek het nie, kan die regering vir jou sê, of gaan die regering sê waartoe jou kinders moet gaan as jy nie in jou testament voogte aangestel het nie, en dan gaan jy nie kan kies waartoe dit gaan nie, want jy het dit nie gekies nie. Dan distribution of personal property, waar jy fisiese items kan lys om familiekonflik te veroorsaak, om te sê, okay, hierdie persoon met hulle ID kry hierdie sentimentele item van my, laat niemand kan sê, maar my ouma het gesê, ek moet hierdie kry, maar sy het vir daai ene gesê, sy kan dit ook kry, en dan begin familiekonflik, en dit kan mens vermy. Dan hierso is 'n practical steps after a loved one's passing. So hierso is baie min mense weet, en as jy weet, is dit nie aangenaam nie. Wat doen jy die oomblik wat 'n geliefde sterf? Jy weet nie wat se kant toe nie. Maar as jy weet, jy kan hier net vir stappe gaan kyk, wat moet jy doen binne 48 uur wanneer 'n geliefde gesterf het? Wat moet jy doen binne 1 week? Wat moet jy doen binne 2 maande? En binne 'n redelike tyd? En dan kan jy dit so aftik, want mens weet nie waar om te begin nie, en dan is hierdie net baie maklik net vir 'n riglyn. So let wel, hier is net teoreties, dis net 'n riglyn, en so kan jy net 'n begin kry om te weet wat moet jy doen en wat is volgende. Selfde met nou te family, almal weet as iemand oorlede is, jy weet nie wie moet jy bel nie, en as jy weet jy nie eintlik waar om te begin nie, en jy is eintlik besig om te treur, so eintlik weet jy nie of jy kom of jy gaan nie, het jy hierdie persoon al gebel, het jy nie daai persoon gebel nie, en dan as jy dalk iemand skiep, en dit is dalk daai tannie wat dalk 'n goeie familie, 'n vriendin was vir jou ouma, en sy is nou nie genooi vir die begrafnis nie, gaan sy dit dalk altyd teen jou hou. So wat doen mense om dit te voorkom en te vermy? Sit nou al hulle naam in, verhouding, selfoonnommer, en dan weet jy, as daar iets met iemand gebeur, jy weet, jy gee hierdie vir 'n vriend of vriendin of familielid, en hulle hanteer om vir hierdie mense te laat weet, is hulle, of called for death, het jy hulle gebel om te laat weet, daai persoon is oorlede, en het jy hulle gebel om te laat weet vir die begrafnis. So dit gaan ook baie help, net om bietjie die admin chaos te verminder wanneer daar 'n geliefde sterf. Hierso is dan ook 'n lys van belangrike dokumente die oomblik wat 'n geliefde sterf vir die boedel. So julle sal sien, hierdie is presies dieselfde inligting as julle eerste dokument en julle eerste fisiese leer. So as daar iets gebeur, julle het alles of die minimum goeders is in plek, wat hierdie lys dan makliker maak en beter maak is, baie mense het geen dokumente byvoorbeeld vir die prokureur of vir die eksekuteur, maar dan vra hulle dit weer en weer, maar jy weet vir 'n feit, jy het dit al vir hulle gegee. So wat kan jy doen? Jy kan hierso die datum insit, wanneer jy dit vir hulle ge-e-pos het, en die handtekening indien dit 'n oorspronklike was, dan het jy 'n bewys om te sê, jy het dit vir hulle gegee. Selfs met 'n password list, dit is
Ook baie belangrik dat jou gade kan weet hoe om in jou verskillende goeders in te gaan vir as daar iets met jou gebeur, dat dit nie net vir altyd aanhou nie, omdat hulle nie kan ingaan nie. So dan die volgende ene is die estate planning. Okay. So Psalm 39 vers 4 tot 7 sê, maak tog al my bekend wanneer my einde sal wees, Here, en hoeveel dae daar vir my oor is, sodat ek sal weet wanneer my lewe verby is. Kyk, U het bepaal dat my dae min sal wees. In U oë is my lewensduur byna niks. Ag, alle mense is maar verganklik. Die mens leef soos in 'n droom, en hy sloof hom af vir niks. Hy gaar op, maar weet nie wie dit sal kry nie. So baie mense keer my hiervoor en sê, ek wil nie hieroor dink nie, ek wil nie hieroor praat nie, hulle moet dit maar uitsorteer wanneer ek nie meer daar is nie, ek gaan in 'n geval nie weet wat gebeur nie. Maar gaan hulle okay wees sonder hierdie admin, of gaan jy hulle los vir admin chaos? En dan om die onderwerp net bietjie ligter te maak, want ons as gelowiges Jesus het reeds die dood oorwin. So hierdie is 'n goeie voorbeeld net om die onderwerp van dood net bietjie ligter te maak. So ek gaan vir julle 'n voorbeeld lees van 'n God eerbare testament voorbeeld. So hierdie is ook in die template, so net om vir julle te wys, ja, dit hoef nie so moeilik te wees soos wat almal dit maak nie, want dit is nie nodig nie. Dit is nie lekker nie, maar ons het meer hoop as dit. So hierdie voorbeeld kan jy byvoorbeeld in jou testament sit, wat hulle byvoorbeeld by jou begrafnis kan lees. Ek wil graag my familie, vriende en geliefdes aanmoedig met die belofte van die Here. Op die ouderdom van 28 het ek 'n persoonlike verhouding met my verlosser en Here Jesus Christus begin. Ek het volle vertroue en geloof dat ek die gawe van ewige lewe ontvang het, omdat Jesus Christus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes 3 vers 16. Soos koning Salomo gesê het, daar is 'n tyd vir alles, 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. Prediker 3 vers 1 tot 2. As 'n volgeling van Christus is ek nie bang om te sterf nie, want vir my is die lewe Christus en die dood is 'n wins. Filippense 1 vers 21. Ek is liewer om uit die liggaam afwesig te wees en by die Here aanwesig te wees. 2 Korintiërs 5 vers 8. Ek wil julle herinner dat diegene wat Christus as hulle verlosser ken, nooit hoef afskeid te neem nie. Ons hartseer is tydelik. Daarom wil ek nie hê julle moet hartseer wees, soos die res wat geen hoop het nie. 1 Tessalonisense 4 vers 13. Juig saam met my, ek is uiteindelik by die huis. Jesus het vir ons gesê, ek is die opstanding en die lewe. Hy wat in my glo, sal leef, al sterf hy ook. Johannes 11 vers 25. Ek is vandag meer lewendig as wat ek ooit was. En vir diegene van julle wat julle geloof en vertrou in Jesus gesit het, deel ons die bestemming van die hemel. En ek sien so uit na ons ewige hereniging. Vir diegene wat nog nie julle geloof en vertrou in Christus gesit het nie, breek my hart om te dink dat ons vir ewig geskei sal wees. Vertrou hom asseblief as julle verlosser en Here nou. So ek het gedink hierdie is so mooi en so spesiaal dat jy tot by jou begrafnis hierdie kan lees en vir mense wat nog nie gered is nie, dalk by jou begrafnis kan help tot bekering kom. So die van julle wat nou nog nie 'n testament of boedelbeplanning het nie, so 'n testament is ontsettend belangrik want dit is die grondslag van jou boedelbeplanning. So dit verseker dat jou finale wense nagekom word en dat jou bates volgens jou voorkeure verdeel word. Sonder 'n testament bepaal die regering hoe jou eiendom verdeel word, wie jou boedel sal bestuur en wie na jou afhanklikes sal omsien. Om 'n testament in plek te hê, bied gemoedsrus, wetende dat jou besluite gerespekteer sal word en jou geliefdes versorg sal word. So hier het ek 'n Excel template opgestel wat alle relevante en noodsaaklike inligting ten opsigte van 'n boedel ingevul gaan word.
So dit help om omvattende inligting vir jou prokureur en finansiële adviseur te kan deurgee wanneer hulle na jou kyk na jou boedelbeplanning. So net om seker te maak julle weet, julle moet nog steeds die relevante prokureur en instansie in kennis stel, maar wat hierdie gaan help is om al die inligting in te vul. As wat jy na 'n prokureur toe gaan, jy betaal hulle 'n uur konsultasie net vir hulle om vir jou te sê wat hulle nodig het. Dan moet jy huis toe gaan, hierdie inligting gaan invul, weer 'n afspraak maak, weer vir konsultasie voordat hulle kan begin. So hier is net 'n template van al die inligting wat jy kan invul om seker te maak jou testament is in plek. Hoekom is 'n testament ontsettend belangrik? Soos wat ek nou genoem het, jy wil nie hê die regering moet besluit wie vat jou huis, wie vat jou bates, wie vat jou kinders nie, en dit is waarvoor jy jou hele lewe gewerk het vir niks nie. 5. Healthcare Power of Attorney. So Psalm 90 vers 1 tot 12 sê, 'n gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag, voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het. Ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens sterwe. U sê net, word weer stof. Duisende jaar is vir U soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens. Hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Ons vergaan onder U troon. Ons gaan te gronde onder U gramskap. U sien ons oortredinge raak. U bring die sondes wat ons wou wegsteek aan die lig. Onder U troon vlieg ons daal en skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80. En die is vol swaar kry en leed. Dit is gou verby. Ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van U troon beter as U dienaars? Wie ken U gramskap beter? Leer ons daar so gebruik, dat ons wysheid kan kom. En julle wat vanaand hier is besig om wysheid te bekom, want julle weet wat is belangrik om seker te maak, alles is gereed vir wanneer daar iets gaan gebeur. So wat is 'n healthcare power of attorney en hoekom is dit belangrik? So dit is, jy stel 'n volwassene aan om vir jou gesondheidsbesluite vir jou te neem, wanneer jy nie in staat is om dit vir jouself te neem nie. Die persoon wat jy kies moet skriftelik tot die aanstelling instem. Die persoon wat jy aangestel het, kan enige tipe gesondheidsorg, mediese en chirurgiese behandelings, lewensverlengende intervensies, verpleegsorg, hospitalisasie, behandeling in 'n ouer tuis en tuisgesondheid weerhou of daartoe instem. So dan is daar wettige vereistes vir 'n geldige healthcare power of attorney, en hier is ook baie belangrik om by die regte prokureur uit te kom. As jy nie hierdie volgende stappe of die volgende power of attorneys in plek het nie, kontak my gerus. Ek het 'n verwysing waartoe ek julle kan stuur vir iemand wat spesialiseer in dit om seker te maak is geldig. Want baie keer is daar dalk so iets in plek, maar dis dalk nie geldig nie, want hulle het nie van iets of iets nie geweet nie. So maak seker jy kom by die regte persoon uit om seker te maak dis wettig. As wat jy deur al hierdie moeite gaan en dan wanneer daar iets gebeur, is dit nie wettig nie. So hier's op vinnig 'n paar tips van wat is die vereistes vir 'n geldige dokument. Dit moet op skrif wees en onderteken word deur 'n geestelike bevoegde volwassene. Moet 'n duidelike uitdrukking van bedoeling en omvang van bevoegdheid insluit. Moet by voorkeur deur 2 persone getuig word wat nie by die neem van gesondheidsorgbesluite betrokke is nie. Dan het ek ook 'n vinnige template hierso vir julle gewys om seker te maak al hierdie goeders kan jy invul, jy is gereed, vat dit na die betrokke persoon toe en maak dit wettig. So ek gaan nou nie deur alles vir julle gaan nie, dis net 'n vinnige voorbeeld van wat in die template is. Volgende is 'n living will. Dit is 'n lewende testament. Dit is 'n dokument waarin iemand neerskryf watter mediese behandeling hulle wil of nie wil hê aan die einde van hulle lewe nie. Dit
duidelik dat geen spesiale of buitengewone pogings aangewend moet word om 'n lewe te verleng as hulle terminaal siek is, of in 'n aanhoudende vegetatiewe toestand is nie, of permanent in 'n koma is. Dan is dit ook baie belangrik om seker te maak, daar is wettige vereistes vir geldigheid. Eerstens, dit moet op skrif wees. Tweedens, die verklaarder moet geestelik bevoegd wees op die tydstip wanneer dit opgestel word, moet deur die verklaarder onderteken word. Die inhoud moet duidelik en ondubbelsinnig wees. Dit moet die verklaarder se vrye en ingeligte besluit weerspieël. So hierdie is baie belangrik. En dan sal jy vir my vra, okay, hoekom is dit belangrik? So baie keer moet die persoon se familie of se gade 'n besluit neem of wil jy die masjiene afsit, ja of nee. Maar daai persoon weet nie eintlik of hulle dit wil of nie wil doen nie, en dan wat gebeur? Dit is so 'n moeilike situasie en soveel verantwoordelikheid wat op daai persoon se rug lê. So wat hierdie help is, dit help vir die persoon, laat 'n persoon nie hierdie besluit hoef te maak namens jou nie, en hulle hoef nie vir die res van hulle lewe met daai besluit saam te leef nie. Dan het ek 'n vinnige voorbeeld van 'n living will gemaak, ook om net seker te maak die inligting wat jy hierso moet invul, vat dit na die spesifieke persoon toe, maak seker dit is 'n wetlike living will. Selfde met 'n durable power of attorney, as jy ongeskik of wetlik ongeskik raak, tree die volmag in werking. Soos met 'n tradisionele volmag, noem dit die persoon wat gemagtig is namens jou om op te tree, wanneer jy jou finansiële sake bestuur. Dan het hy ook wetlike vereistes. En dan het ek hier ook vir julle 'n template gemaak met al die inligting wat ingevul moet word. So dan is dit ook baie belangrik, net om vir julle 'n voorbeeld te noem, een van my kliënte, se pa het 'n beroerte gekry in die hospitaal, en toe sy in die hospitaal, en toe sy net 3 ure van die dag wakker. Toe moet hulle spook en skarrel om al hierdie power of attorneys geldig te kry, laat die seun vir die pa finansiële besluite kan maak, tekenregte by die bank kan kry, besluite kan maak waartoe hy moet gaan, moet hy na ouer huis toe gaan, al daai besluite, en dit is net 3 ure 'n dag wat hy beskikbaar het. In plaas van dat hy 3 ure net by sy pa kon gewees het en gekuier het, moes hy nog meer stres op sy pa gesit het om al hierdie admin in plek te kry. So dis hoekom dit belangrik is om kry jou admin in plek voordat daar iets gebeur. Okay, pensioene en aftreeentiteite. As voorbeeld waarom hierdie noodsaaklik is, wil ek net die volgende noem. So baie werknemers het byvoorbeeld 'n klein pensioen, begrafnispolis, inkomstebeskermingspolis ensovoorts, waarvan die gade nie noodwendig bewus is nie. In sommige gevalle is selfs die werknemer nie eers ingestel daarop nie. Dit is dus belangrik om dit te lys en die gepaardgaande dokumente in jou fisiese lêer te liaseer, sodat wanneer die persoon afsterf, die nodige eise ingedien kan word, sodat die oorblywende gade of kind die voordeel kan kry. Julle sal nie glo hoeveel biljoen rand is nie geëis nie van mense wat nie weet van die polis wat daar was nie. So dan wil ek net vinnig wys, voordat ek nou die dokument wys, net 'n paar templates wat ek nou gaan skiep. Hier is ook maar net 'n estate document checklist om seker te maak, het jy testament revision nodig? Okay, jy weet jy het jou testament en die medical power of attorneys ensovoorts nodig, maar jy het hom nog nie. So hier is ook net vir jou 'n working progress wat jy kan gebruik. Selfde met 'n gift of giving. Hoeveel wil jy los vir wie in jou boedel? Aandele, waar is al jou aandele en ja, besonderhede van al jou aandele? Dat jy weet en jou gade weet, dan is dit baie makliker om inligting te kan bekom. Ander beleggings kan jy hier sit, skuld en hoe om uit skuld uit te kom en 'n strategie. Jou account details, jou bankbesonderhede, want jou gade weet nie noodwendig dalk waar is jou 5 bankrekeninge nie, en dan kan jy hierso presies vir hulle wys. Dan hierso, wat ek nou oor gepraat het, die retirement accounts. Hier kan jy lys waar het jy oralste pensioene. Byvoorbeeld, dit kan ook 'n byvoordeel wees, wat jou werkgewer dalk vir jou betaal, maar dalk weet jy dit nie, want dit kom op jou payslip en jou gade weet dit dalk nie. So, julle gaan dit nooit kan eis nie, want julle weet nie eers daarvan nie. Selfde met al julle versekering, en dieselfde met
byvoorbeeld liability insurance, healthcare insurance, want daar's gewoonlik dalk groepversekering en groeppolisse en groepbyvoordele by jou werkgewer. Dan work-related insurance, lewensversekering, dental, cancer, other insurance, so lys jy al jou polisse. Dan hierso is ook maar net 'n voorbeeld van 'n lewensversekering berekening. Kom ons gaan net gou aan na die volgende een toe. Okay. So 1 Timoteus 5 vers 3 tot 8 sê, versorg die weduwees wat werklik alleen agtergelaat is. Maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, moet die kinders leer om as gelowiges allereers hulle verpligtinge teenoor hulle eie familie na te kom en so hulle ouers en grootouers iets te vergoed. Dit is volgens die wil van God. Maar as iemand nie vir sy eie mense en veral vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon en hy is slegter as 'n ongelowige. Spreuke 27 vers 12 sê, 'n verstandige mens sien onheil kom en sorg dat dit hom nie tref nie. Onervare mense loop oop oë daarin en boet daarvoor. So dit gaan gepaard met alle versekeringe wat ek nou so vinnig deurgegaan het. So het jy versekering, het jy lewensversekering vir as daar iets met jou gebeur, gaan jou geliefdes en jou gades oorleef en okay wees sonder jou. En hier sê hulle, het jy vir jou huisgesin goed gesorg of nie? So hierso kan jy bereken hoeveel lewensversekering jy nodig het, om seker te maak jou gesin gaan meer as okay wees, nadat jy afgesterwe het. Want baie mense dink hulle het genoeg, as hulle byvoorbeeld net al jou skuld kan afbetaal met die lewensversekering. Maar niemand dink daaraan, wat word van daai gade, sy salaris wat maandeliks ontvang is nie. Die uitgawes wat daai salaris moes betaal het elke maand, gaan nog steeds daar wees. Nie te sê alles nie, maar al daai uitgawes, of meeste van die uitgawes gaan dalk nog steeds daar wees. Dit gaan nie weggaan saam met die gades se inkomste nie. So het jy genoeg lewensversekering seker te maak, die huidige uitgawes wat tot en met die ander gade en met die ander kinders se afsterwe, gaan dit genoeg wees. So hierso se lewensversekering berekening om seker te maak, hulle gaan okay wees. Dieselfde hierso, gaan hulle cope na laas, dan kan jy hier gaan uitwerk, wat is die maandelikse inkomste na aftrede of die maandelikse inkomste na die dood van 'n broodwinner en wat se uitgawes wat gepaard gaan na die dood van die broodwinner. Dan gaan jy aan die einde kan sien, okay, gaan jy okay wees of gaan jy nie okay wees nie. Begrafnisinstruksies. Genesis 49 vers 29 en 33. Jakob het vir sy kinders gesê, wanneer ek sterf, moet julle my gaan begrawe in die familiegraf, in die grot op die grond van die Hetiet Efron. En toe het hulle nou baie gepraat, ek het net uitgesny vir tyd gewys, toe Jakob klaar gepraat het hy gaan lê, die asem uitgeblaas en gesterf. So tot Jakob, wat in Genesis, die eerste boek van die Bybel, vir sy kinders gesê het, voordat hy oorlede is, wat moet hulle doen vir sy begrafnis en waar hy begrawe wil word. Hoekom doen ons dit nie? Hoekom wil ons nie oor die begrafnisinstruksies praat nie? Maar ons doen nou, ons het wys geraak, ons het gesien wat sê die Here vir ons moet daaroor praat en dit is hoekom ons hier is vandag.
Dan wil ek net vir julle vinnig paar goed wys voordat ons aangaan, of ek gaan dit net skip, voordat ons by die funeral instructions kom. So hierso gaan julle al julle real estate kan invul, om seker te maak, almal weet, waar is die location van die property description, en wie se naam is dit, die purchase price, purchase date, location of ensovoorts. Selfde met die voertuie, hierso kan jy lys al jou voertuie, want byvoorbeeld die een gade hanteer byvoorbeeld nie die voertuie nie, en ook hierso wat gaan help, is as iemand jou kontak en jy het vinnig die VIN-nommer nodig, of jy het vinnig iets nodig van 'n voertuig, maak jy templates oop, en daar gaan jy, en jy het al die inligting. En wat doen dit? Dit verseker dat jy tyd spaar, of dat jy geld spaar, want jy het nie 3 ure gesoek vir inligting nie. En hierdie templates gaan saam uitgeprint word, en saam geberg word met jou fisiese lerm. So hierdie twee loop hand aan hand ook, ek wil dit net bysê, dit loop hand aan hand, so as jy die inligting invul, maak seker waar die vehicle se inligting in is, maak seker dit word geberg in jou voertuie se registrasiedokumente in jou fisiese leer. En dan wat hierdie ook gaan help, jy sit sommer hierso in die datum wat jy jou lisensie moet gaan uitneem, dan weet jy hierso by die license renewal date, dan weet jy presies wanneer jou voertuie se lisensies verval, jy gaan nie laat wees nie en jy gaan nie boetes kry nie, want jou administrasie is op datum. Dieselfde met jou valuables, sit al jou valuables hierso in. Jou bates en laste kan jy ook hierso insit, wat ook vir rekenmeester sal help, ek gaan nou nie stil staan op dit nie. Dieselfde met jou receivables, laat jou geliefdes weet, waar is jou receivables, items wat jy geleen het verander, en dan weet jy, jy's 'n goeie rentmeester vir al die bates en al die items wat God jou toevertrou het, want jy weet presies waar is dit. Nou kom ek by die funeral instructions, dan is dit vir 'n husband and a wife, so dan moet jy net die volle naam en die funds het jou ID-nommer, is hulle getroud en binne of buite gemeenskap van goedere, en dan is dit die basiese goeders, en is ook minimum goeders, soos die funeral home preferences, open casket, closed casket, clothing, en die groot ding is ook, of jy dit nou gaan sê vir, want baie mense sê vir my, hulle gee nie om wat hulle aantrek, hulle gee nie om wat gebeur by hulle begrafnis nie, maar as jy nie dit besluit nou nie, moet daai mense dit besluit, en daai mense wat die begrafnis reël, moet hierdie goeders besluit en sê, so terwyl hulle eintlik wil treur, en net nie eintlik weet wat aangaan nie, hulle is eintlik net emosioneel, so as jy net hierdie papier vir die begrafnisondernemings gee, so maklik soos dit. So hoekom doen mense dit nie? Ons wil tog ons gaan families en geliefdes beskerm en hulle help, selfs al is jy nie meer daar nie, want jy is lief vir hulle. Vul hierdie in, jy weet hulle gaan okay wees, wanneer daar iets met hulle gebeur, hulle gaan dit kan
nie dadelik nie, maar hulle gaan dit kan verwerk want hulle hoef nie al hierdie besluite te maak wat nog steeds en meer emosionele stremming gaan veroorsaak nie. Selfde met die funeral home, musical selections, hierdie kan nitty-gritty klink, maar ek dink in daai situasie gaan dit so groot blessing wees. Casket, memorial, cremation, yes or no, en hierdie kan ook familiekonflik vermy, want jy dalk vir jou ma gesê jy wil begrawe word, maar jy het vir jou man gesê jy wil veras word, en dan is daar familiekonflik, want jy weet nie wat jy moet doen met hierdie persoon nie, en dit is ongelukkig 'n realiteit. Selfde met orgaanskenker, weet die mense jy is orgaanskenker ja of nee, en dan dieselfde met die vrou. Dan gaan ek net vir julle sommer hierso 'n list of advisors, dan kan jy hierso ook al die besonderhede vir die list of advisors invul. So hierso, baie mense weet nie, wie is hulle rekenmeester of prokureur, of vir wie moet hulle nou bel as er nou iets gebeur nie. Jy weet dalk jy het 'n polis by Afpop, maar jy weet nie vir wie om te bel by Afpop nie, of by Sanlam, of al daai goed, maak dit vir jou net soveel makliker, want as jy dalk nie meer het gewerk het met die polisse nie, weet jy dalk nie met wie jy gade gepraat het. Dan kan jy hierso die naam, organisasie, selfoonnommer, e-posadres en die description intik. So as daar iets gebeur en jy moet nou dadelik by jou prokureur uitkom om die boedel te begin, en dan kan jy net hierdie Excel oopmaak of jy maak jou leer oop en jy bel hulle. So dit is nou hoe my templates lyk vir van die Excel. Dan wil ek net vinnig vir julle 'n paar helpful tips gee. Ons kyk gou hierso. Okay, so baie belangrik wat ek ook net wil noem is, aan die begin het ek ook gesê, het is baie belangrik om die doodsertifikate en L&D-rekeninge in jou fisiese leer te hê. So dit is die rede, elke boedel kry 3.5 miljoen belastingaftrekking by hulle boedel. So by gades rol die ongebruikte gedeelte oor na die langslewende. So wat hulle aftrekking tot moontlik 7 miljoen kan verhoog, indien die vorige gade geen gebruik het nie. So dis 'n slim manier om boedelbelasting te verminder. So om daai dokument van jou gade, die afgesterwe gade en jou leer te hê, weet hulle, okay, daar is nog X bedrag beskikbaar vir die boedelbelasting. Dan UIF, 'n eis vir sterftevoordele kan binne 6 maande na die dood ingedien word. Die sterftevoordeel word gewoonlik as 'n enkel bedrag uitbetaal, so baie min mense weet dit. En byvoorbeeld ook 'n vuurwapen. As jy 'n vuurwapen het en jy bemaak dit nie aan iemand in jou testament nie, kan dit veroorsaak dat jy boedel langer vat om afgehandel te word. So as jy 'n vuurwapen het, bemaak dit sommer klaar aan iemand in jou testament, dit sal nog help dat die boedel vinniger afgehandel kan word. So wat verseker dit, dat dit nie jare, 'n jaar, 2 jaar, 3 jaar, selfs 10 jaar gaan vat vir die boedel om afgehandel te word nie, omdat jou admin in plek is nie, jou familie kan vinniger met hulle lewens aangaan en die lewensversekering kry om okay te wees. As daai geld nie uitbetaal nie, hoe gaan hulle skuld afbetaal? Hoe gaan hulle oorleef sonder 'n salaris? Jou goed is in plek, so hulle gaan, en jy gaan alles in jou vermoë doen om seker te maak die boedel word vinnig afgehandel. Weereens wat ek sê is, sit jou voertuiglisensie-datum sommer op jou foon se kalender en repeat yearly wanneer jy jou lisensie hernie, om ook seker te maak jy kry nie boetes nie, jy mis nooit 'n vervaldatum nie, dieselfde met jou bestuurslisensie. Dit verval, wanneer dit verval, moet jy sommer 2 tot 3 maande voor die tyd dit aansoek doen, anders moet jy 'n tydelike lisensie kry. So maak seker 2 of 3 maande voor die tyd, terwyl jy sommer jou templates invul, sit dit op jou foon, schedule dit 2 maande voor die tyd. Jy weet, jy gaan nie nog geld hoef te betaal vir 'n tydelike lisensie nie. Dieselfde met 'n vuurwapenlisensie, dit verval al 3 maande voor die tyd moet jy al gaan, om te hernie voor dit verval, en daar is vingerafdrukke, en dan vat hulle dalk die vuurwapen, of daar gebeur iets en hy is nie aktief nie, want jy het hom nie betyds gaan hernie nie, en die nagevolge om nie jou admin in plek te hê nie, om nie al hierdie goeders in plek te hê nie, kan jou lewe kos of boetes kos. So dan gaan ek net vinnig vir julle net praat oor die templates wat ek nou vinnig bespreek het. So hierdie is nou die Excel templates waarvan ek die hele tyd gepraat het en ook op my advertensie gesit het wat ek verkoop na die tyd vir R350. Julle is welkom om dit op my website te gaan koop om julle te help om julle administrasie in plek te kry. So my hart is om hierdie vir julle so maklik as moontlik te gemaak het, om seker te maak jy weet waar om te begin, en hierdie is, let wel, al hierdie goeders, dit is so baie
ag goed, maar dit is so ontsettend belangrik en dit is die minimum. So begin hierso en dan kan jy vorentoe beweeg. En jy verseker jou geliefdes gaan reg wees. En dan het ek dit nog makliker gemaak, as jy glad nie 'n fisiese leer het nie, en jy wil nou die templates koop vir R350, dan kan jy mos nou hierdie die essential document checklist uitprint, en jy moet nou, ek hou van dividers, so dan moet jy hierdie gaan copy en gaan paste en copy en paste in 'n Word dokument, en sodoende het jy 50 verskillende Word dividers wat jy moet doen, dat jy dit vir jou in jou leer kan sit. Wat ek toegemaak het, is ek het al hierdie goeders klaar vir julle in 'n Word dokument ingesit, wat jy kan koop vir R100. So dit spaar jou nog 'n uur om al hierdie goeders te kop en te paste in 'n Word en dit te gaan uitprint, en dan begin jy met jou leer, en dan daar's jy 2 ure vir die maand klaar, want jy het net 2 ure vir die maand gehad vir jou admin, waar ek jou wil help om tyd te spaar. Laat ek net gou vir julle hierso wys, dat jy net kan sien. So hierso is die Word dividers op sale ook op my website. Dan het ek nog 'n stapie verder gegaan om dit vir julle nog makliker te maak, want my hart as rekenmeester maak dit vir my so opgewonde dat die mense hulle administrasie in plek kan kry, want dit is nie maklik nie, dis hoekom niemand dit doen nie. En ook, mense kry nie tyd vir dit nie, al besef jy dit is belangrik. So ek het nog 'n stapie verder gegaan en vir dit nog makliker probeer maak, en sommer vir jou 'n fisiese leer gaan bou, wat ek verkoop as jy dit in Potchefstroom kom afhaal vir R500. Dit het 'n karton, daar's 'n video op my website ook van die fisiese rooi leer. Ek sal net gaan seker maak dat ek dit sommer vir julle kan share ook, hoe my fisiese rooi leer lyk. Dan het hy die 50 dividers in met kartonne in, waar jy met net sakkies in, dan kan jy dadelik daai leer vat, begin sommer net jou dokumente insit. So jy hoef nie eers PNA of Office of waantoe Pick n Pay hoef te ry vir jou rooi leer nie, en ek praat van 'n rooi leer, want baie min mense het 'n rooi leer in hulle huis. Jy kan vir jou familie sê, as daar iets met my gebeur, soek jy vir jou rooi leer, en hulle sal presies weet waar jou goeders is. So dis hoekom ek praat van 'n rooi leer, en ek verkoop ook die rooi leer. Jy vat die rooi leer, jy koop hom by my, jy begin klaar jou ID insit, jy klaar jy voorhuwelikskontrakte insit, en so begin jy hom bou. Want hierdie leer vat my seker 2 ure plus om net dit te bou en al die goeders in plek te kry. So ek wil julle daai tyd spaar en daai moeite spaar om dadelik te kan begin. So, as julle belangstel, is julle welkom op dit op my website te gaan kry, susanco.co.za, Master Your Own Finances, en dan klik jy Plan with Purpose, want dis wat julle doen. Julle beplan vir 'n doel. So dan, hoop ek julle voel na hierdie webinar soos wat ek gevoel het, toe ek hierdie die eerste keer gedoen het. So dat julle soos 'n vuurhoutjie wat aangesteek is, binne in julle 'n brandende passie binne in jou, om vir jou vriende, familie en almal wat jy ken te sê, is jou huis in orde. Indien nie, kry dit nou in plek, sodat jy jou geliefdes kan beskerm. So waar begin jy? By die templates. So, don't let admin chaos catch them off guard. Spread the word. Get the red file and templates today. So dan is hierdie my kontakbesonderhede. So voordat ek gaan afteken, het ek prokureur genader om bietjie met julle te kom gesels vir 5 minute. As julle nie 'n testament in plek het nie en julle wil boedelbeplanning doen, hierdie is die prokureur vir julle. So sy naam is Jaco van VDM Fiduciary Management. So hy gaan net gou vir ons vertel wie is hy en wat hy vir julle moontlik kan doen. As julle nou gesien het, hoekom is 'n testament belangrik en waar begin jy? So ek gaan net vir Jaco oorgee. Jaco, jy kan jou sommer unmute en jou video share, en dan kan jy net vir ons vertel wie jy is en wat jy vir almal kan doen.
Okay, kan iemand my hoor? Kan iemand vir my net laat weet of julle my kan hoor? Ek kan jou hoor, dankie Jaco, jy kan maar voortgaan. Ek sien nou net nie jou kamera wat aan is nie, so jy kan net kyk of jy dalk jou kamera ook vir ons kan aansit. Ek sal sommer net dalk die sharing stop, dan kan jy dalk kyk of dit makliker is om jou kamera vir ons aan te sit. Ja, ek het nou probeer, maar ek kry hom nou nie. Okay, nee, dit lyk nou nie vir my of hy wil aan nie. Ek kyk net gou hier. Okay, nee, dit lyk nou nie vir my of ek nou om hier kan kry nie. Okay, Mariska, gaan ek maar so praat, as jy gemaklik is daarmee. Ja, dis doodreg, Jaco, jy kan voortgaan, baie dankie. Okay, ek gaan vandag sommer net my agtergrond gee. Ek het 15 jaar gepraktiseer as 'n prokureur en die laaste 15 jaar het ek in die fiduciëre bestuursbedryf gewerk. So wat dit eenvoudig maar net beteken is dat ons firma word aangestel in 'n fiduciëre hoedanigheid. So dit is as eksekuteur of agent in 'n bestorwe boedel, om die bestorwe boedel te te beredder, of dan nou, met betrekking tot 'n insolvente boedel, waar iemand gesekwestreer word en dan word ons aangestel as kurators, of dan nou, soos hulle in Engels sê, 'n business rescue practitioner, as 'n besigheid finansiëel in die moeilikheid is, dan word ons aangestel om daai besigheid te red en dat die besigheid nie gelikwideer word nie. So ons is ook in die bedryf om, mense, in hulle persoonlike hoedanighede en dan nou ook besighede, familietrusts, by te staan met, finansiële hulp, om hulle te help as hulle in 'n skuldlas is. Al die goed op die ou einde van die dag kom maar neer op jou boedel. So, dit is eenvoudig maar net dat jou boedelbeplanning moet in plek wees. Om vir julle 'n voorbeeld te noem, ons het 'n jaar of wat terug iemand, sy testament gedoen, waar die persoon sy besigheid, al die aandele aan sy dogter bemaak het van die besigheid. En ons het die hele tyd vir hom gevra, is jou besigheid in 'n finansiële posisie dat alles korrek is, bedoelende met die ontvanger, UIF, al die tipe van goed, en hy het gesê, ja, ons het die testament so opgestel, die persoon is toe oorlede, en toe ons die aangeleentheid begin ondersoek, toe is die besigheid in groot moeilikheid, so die persoon se dogter het toe, 'n besigheid geërf wat in groot finansiële las was. So dit is wat ons doen. Julle kan gerus gaan kyk, ons het dit maklik gemaak op ons webtuiste, www.vdmlegacy.co.za. Dit is ook daar op hierdie slide wat Mariska opgesit het. Jy kan op die webtuiste gaan kyk, daar word soos in volledig verduidelik rondom testament, boedelbeplanning, die business risk management, al die goed, daar is ook vorms wat jy kan invul, daar is 'n e-pos gedeelte wat as jy vrae het, vul jy dit net in, dis gratis en verniet, daar word 'n e-pos na ons kantore toegestuur en ons kan jou onmiddellik, 'n antwoord gee, bystaan met 'n bietjie advies rondom dit. So al ons besonderhede is hierop en dan ook op die webtuiste, maar dan wat ek
net laaste wil sê is en daar, jy weet, wil ek vir Mariska eer met hierdie jy weet, templates en dokumente en haar rooi leer wat sy het die eerste keer toe ek hierdie kursus bygewoon het. Het ek absoluut gesit en gesê, wow, hoekom het niemand nog ooit hieraan gedink nie? Want die probleem wat ons het in al hierdie fiduciêre jy weet, situasies waarin ons aangestel word, is dat die mense het nie dokumentasie nie. Hulle het nie die nodige inligting nie. So dit is baie belangrik en soos ek sê, soos ek jy weet, eer vir Mariska laat sy hierdie aanvat, want dit maak dit nie net vir haar, jy weet, en vir u self, jy weet, baie makliker nie, maar die persoon of entiteit wat jou bestorwe boedel, jy weet, jou trust of jou maatskappy daarna moet hanteer, maak dit net soveel, jy weet, makliker. En ons moet ook in ag neem dat, jy weet, in die tyd waarin ons lewe, jy kan maar vir, jy weet, enige prokureur gaan vra, jy weet, wat in die howe werk, jy weet, en jy weet, daagliks soos ons met die meesterskantore werk. Meesterskantore is met alle respek, jy weet, nie bevoeg om hierdie werk te kan doen nie. Jy weet, so dokumente raak weg, dit vat baie lank. So ja, as jou dokumente agter mekaar is en jou goed is in plek, gaan dit net soveel vinniger, makliker en beter wees, nie net vir ons nie, maar ook vir jou geliefdes wat agtergelos word. So daar is al my besonderhede, soos ek gesê het, e-posadres is ook daarop, op die webtuiste, as daar enige vrae is, enige inligting wat benodig word, of sommer net, jy weet, iets wat pla, wat jy net advies oor wil hê, stuur gerus 'n e-pos en ons help graag waar ons kan. Baie dankie, Mariska. Baie Jaco, laat jy dit gedeel het. So ons is nou klaar met die webinar, so baie dankie dat julle almal gejoin het, en baie dankie dat julle nou so opgewonde is soos ek, om julle administrasie in plek te kry, so laat weet asseblief as daar enige vrae is, en julle moet 'n baie lekker aand verder hê.